Reg, ek probeer om nuttige inhoud te plaas, okay? Ek vra byvoorbeeld om verskoning as dit destruktief is. Kom ons lig die sluier 'n bietjie. Politiek in die Verenigde State, dit word nie verdien nie, dit word gekoop, okay? Maar dit behoort nie mies vir julle te wees nie, want julle verkiesingsregstelsel het nog altyd aan een reël gebuig, en dit is, wie ook al die meeste geld het, wen, reg? Dit is egter nie demokrasie nie, dit is die voorkoms van demokrasie. 'n Mansker wat jou stilhou terwyl tirannie openlik daar agterloop. Leiers verander, partye verander, maar daai FSA, dollar, die FSA, dollar was nog altyd die ware meester. En solank jy daarvan afhanklik is, versterk jy onbewetend die einste sluier wat jou bind. Tirannie sal nie van self breek nie. Dit eindig slegs wanneer jy saam kies om troos vir die waarheid te waag, om vorentoe te druk met die volharding van mure. En onthou, ware verandering hoef nie uit te bars in raserige protesoptogte wat so dikwels in geweld kan oorloop nie, want die geskiedenis het ons 'n baie stiller, sterker pad gewys. Gandhi het bewys dat vas en geestelike vasberadenheid nasies meer kan beweeg as wat vuiste ooit kon. So die broodkrummel vir julle almal is eenvoudig. Voed die gees in plaas van daardie dollar om te vas, om God te vertrou en om nuwe maniere te verbeel om vry van die kettinge van finansiële heerskappy te leef. Want elke keer as jy meer op God leun en minder op daai dollar, is dit beheer. Waar jou verswak, leg? En alles wat aan die dollar gekoppel is waarvan jy nie hou nie, verswak ook. Dit word nie in woede gesê nie, dit word in duidelikheid gesê. In my inhoud deel ek maniere waarop ek leer om minder en meer op die dollar op my geloof staat te maak, reg? Deur vas en vryheid. Ek het julle nog nie van die vas vertel nie, maar ek doen dit. Die dollar bewind eindig die dag dat jy nie meer daarvoor knie nie. Trek jou gehoorsaamheid terug en die ryk wat daarop gebou is, sal onder sy eie gewig val.